twee blokke, P en Q, met massas M1 en M2 onderskeidelik, word in rus gehou op 'n wrywinglose horisontale vloer met 'n saamgeperste veer tussen hulle. Wanneer die blokke vrygelaat word en die veer grond toe val, beweeg blok Q na regs met snelheid v. Watter een van die volgende verteenwoordig die momentum van blok P nadat die blokke vrygelaat is? Die korrekte antwoord is D. M2V na links. Ons kyk na die stelsel waar die veer nog saamgepers is. P is in rus, so die snelheid van P is 0 en die snelheid van Q is ook 0 want dit is in rus. So wat is die momentum van P? Dit is die massa van P wat M1 is, maar met die snelheid van P wat 0 is. Met ander woorde, dit is 0. En die momentum van Q is gelyk aan die massa van Q wat M2 is, maar met die snelheid wat 0 is, so dit is 0. So wat is die som van die twee momentums? Dit is 0. So as twee blokke stil staan, beide is in rus, die som van die momentums gaan 0 wees. Nou beweeg die twee blokke uit mekaar uit. Blok Q beweeg na regs, blok P beweeg na links. So wat is die momentum nou van blok Q? Dit is die massa van Q, so M2, maal met die snelheid van Q, en dit is V, want dit is vir ons gegee as V. So, omdat dit 'n wrywinglose oppervlak is, geen eksterne kragte werk in nie, dit is 'n geïsoleerde stelsel, so die beginsel van behoud van momentum geld. So ons kan dus sê dat die momentum van P plus die momentum van Q gaan gelyk wees aan 0, nes dit was aan die heel begin. So die momentum van P is gelyk aan negatief die momentum van Q. En wat is die momentum van Q? Dis daardie waarde, M2 maal met V. En vir Q beteken dit dat Q se momentum is na regs en P, daar's nou 'n negatiewe waarde, gaan dieselfde grootte wees, maar dit is na links. So die antwoord is M2V en al wat verskil is die rigting en in hierdie geval is dit na links.